Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dis 'n besondere dag in die kerklike jaar ook. Pinkstersondag, die dag waarop ons die uitstorting van die Heilige Gees herdenk en ook dink wat dit vir ons beteken. En dit is baie maal maar 'n tema waarvoor ons bietjie terugdeins as ons begin praat oor die Heilige Gees. Maar mag vanoggend se erediens hier geseënd wees en mag die Here self van die woord kom om deur sy Gees met elkeen van ons te praat. Ons toetrede lied is Gesang 439 verse 1 en 2. Ons gaan dit staande sing en dan bly staan vir die fotum in die seën en die lofsang daarna. Vonk 84 verse 1, 2 en 3. Nie met krag en mag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die sing van Gesang 232 vers 1. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Dit kon ons nie dien as die Heilige Gees nie vir ons geloof daartoe gegee het nie. Kom ons bely ons geloof in die Heilige Gees en sing saam uit Gesang 260 vers 6. Amen.
Gemeente, ons skriflesing vir oggend is uit Efesiërs hoofstuk 4, vers 1 tot 16, en dit het die opskrif, die eenheid van die kerk. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee, volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte toe opgevaar het, het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee het. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en so vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid van ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte na Christus toe groei. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Ons lees tot sover. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Geliefdes, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons U kan ken en bely as die Skepper God van hemel en aarde. Dankie dat ons U ook kan ken en bely as die God wat in Jesus Christus neergedaal het, omdat U ons nood raak gesien het en ons kom help het. Dat Jesus opgevaar het na die hemel en toe nie van ons vergeet het nie, maar die Heilige Gees oor ons uitgestort het, om vir ons gestuur het as trooster. Here, dankie dat U deur U Gees in ons lewens werk. Dankie dat U deur U Gees vir ons gawes gee, waarmee ons mekaar en vir U kan lief hê. Die gawe dat ons kan glo in U. Maar dankie Here dat U ons ook deur U Gees aanspreek
eintlik aankla wanneer ons ongehoorsaam is en dit doen wat verkeerd is in U oë. Wil U ons help, Here, waar ons 'n keuse moet maak, hoe ons lewens gaan lei, dat ons sal kies om ons lewens te laat lei deur U Gees en nie deur enige iets anders nie. Wanneer U Gees ons lei in ons lewens, dan weet ons, Here, ons is op die regte pad. Ons doen wat U van ons vra. Ons gaan gee troos en ons gaan gee hoop in 'n wêreld waar dit verdwyn. Uit ons eie uit kan ons niks van dit doen nie. En daarom vra ons, Here, dat U deur U Gees ook in ons lewens teenwoordig sal wees. Elke dag, oral waar ons gaan. Maar ons dankie ook, Here, dat ons deur U Gees kan glo. Ons is nie vanoggend alleen hier nie. U ontvang ons hier as U gaste. U kom praat met ons, Here, en kom vertel vir ons hoe U wil hê ons moet lewe, en dit kan ons nie hoor as U Gees nie in ons werk nie. Wil U asseblief vanoggend deur die werking van U Gees ons ore oopmaak en ons harte ontvanklik maak vir dit wat U hier vir ons kom sê. Here, ons vra ook dat U sal wees met hulle wat siek is en nie hier kan wees nie, hulle wat dalk moedeloos is, maar ook by hulle wat dankbaar is en wat bly is. Wil U hulle almal ook seën met U teenwoordigheid en U liefde. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing saam uit Gesang 442 en ons sing daarvan die eerste en die tweede vers. Die teks vir die prediking is Efesiërs 4 vers 3.
lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Broers en susters, ons bely dat ons glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk. En ons bely ook dat ons glo aan die gemeenskap van gelowiges. En daardeur bely ons dat daar net een kerk is. En daardie kerk is algemeen, met ander woorde, daardie kerk bestaan oor die hele wêreld en is nie net beperk tot een plek nie. Die fundament van die kerk is Jesus Christus. Hy is die hoeksteen van die kerk. Hy hou sy kerk bymekaar en die kerk verkondig daarom ook niks anders as die evangelie van Jesus Christus nie. In hierdie een kerk wat ons bely en waaraan ons glo, is daar natuurlik ook verskillende maniere van dink. En dit het tot gevolg dat daar verskillende kerke bestaan. Kerke waarin verskillende mense tuis is en welkom voel. Tog, al is al hierdie mense deel van verskillende kerke, is daar iets wat ons saambind en van ons een maak. Jesus Christus. Weereens, 'n Christelike kerk soos wat ons bely, kan niks en niemand anders verkondig as Jesus Christus nie. En ons veroordeel mekaar nie oor en weer tussen verskillende kerke en sê vir mekaar of is so verwaand om vir mekaar te sê dat ons die enigste kerk is nie. Ons is die enigste kerk wat die waarheid in die hand het. Julle glo nie reg nie, want julle glo anders as ons. Ons glo in dieselfde God. Ons verkondig dieselfde evangelie. Ons is op pad na dieselfde plek toe wat Jesus reeds vir ons gaan gereed maak, sê hy in Johannes 14. Ons is almal deel van die huisgesin van God. Broers en susters in die geloof, onder wie daar eenheid en vrede moet wees. Daarom bely ons ook dat ons glo aan 'n gemeenskap van gelowiges. Ek leef nie hier en jy daar, elkeen op ons eie nie. God se kinders leef by mekaar. God se kinders hou mekaar vas, soos wat Paulus dit beskryf. Die eenheid wat tussen ons bestaan, is gegrond in Jesus Christus. Hy is die rots van die kerk, die rots waarop die kerk gebou is. En dis genoeg. Jesus Christus alleen. Maar die eenheid van die kerk, broers en susters, lê nie net daar buite op die vlak van die breër kerk of die groter kerk nie. Eintlik word die eenheid van die kerk eerder sigbaar hier in die gemeente. Want hier in die gemeente, dit is waar die kerk is. Die kerk is nie een of ander groot sinodale vergadering of 'n kantoor iewers waar 'n klomp mense werk nie. Die kerk is hier. Hier waar die woord Sondag na Sondag verkondig word. En daarom geld die eenheid vir die kerk in die eerste plek in hierdie gemeente ook. Tussen ons. Ek en jy het die verantwoordelikheid om hier in die gemeente, hier waar ons leef en werk,
as lidmate van die hervormde gemeente Valeria die eenheid van die kerk sigbaar te maak. Ons het vanoggend gelees dat ons onsself daarop moet toelê om hierdie eenheid sigbaar te maak. Hierdie eenheid wat eintlik alreeds hier is. Wat Efesiërs sê, God deur sy Gees vir die kerk gegee het. Dit is die eenheid wat ons moet handhaaf en moet oppas. Daar waar hierdie eenheid ontbreek, daar waar dit verdwyn as gevolg van mense wat uit mekaar uitgaan, omdat hulle oor iets van mekaar verskil, of nie vir mekaar kan sien nie. Daar lê die eenheid van Christus se kerk, en kry daardie eenheid seer. Die skrywer van Efesiërs dink op 'n baie besondere manier oor die verhouding tussen die kerk en die Gees. In Efesiërs is die kerk nie meer klein groepies mense wat hier en daar by mekaar kom, dalk in die geheim omdat hulle bang is vir vervolging nie. Efesiërs sê ook nie meer dat God gawes van die Gees vir mense as individue gee nie. Hy sê dat God hierdie gawes gee vir die kerk. God gee sy Gees vir die kerk. Die kerk het nou al gegroei. Dit het nou al iets algemeen geword. As Efesiërs dus praat van die kerk, dan praat hy van die kerk van Jesus Christus. Nou lees ons in Efesiërs dat God aan hierdie kerk sy Gees gegee het. Daar bestaan dus, broers en susters, 'n baie besondere verhouding tussen die kerk en die Heilige Gees. Die kerk is daarom ook 'n plek waar God deur sy Gees aan die werk is. Op grond van God se barmhartigheid het hy my en jou deel gemaak van die kerk. Ons leef nie elkeen eenkant op ons eie en ons weet nie van mekaar nie. Ons is deel van die groter geheel van die kerk. En dis in hierdie gemeenskap van gelowiges, hierdie groep gelowiges, waar God die leiding neem deur sy Gees. Die belangrikste waar dit duidelik word, is dat God deur sy Gees die geloof aan die kerk gegee het, om te glo dat daar net een hoof van die kerk is. En dit is Jesus Christus. Die kerk behoort aan hom. Wanneer die skrywer van Efesiërs bietjie later in hierdie brief die verhouding tussen 'n man en 'n vrou beskryf, dan sê hy, daardie verhouding moet lyk soos die verhouding tussen Christus en sy kerk. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Ons gebruik baie keer Jesus se dood aan die kruis om daarmee te beskryf hoe lief God ons het en watter pad hy bereid was om te loop ter wille van ons, van my en jou elkeen as mens. Maar dit alles, broers en susters, geld ook vir die kerk. Kyk hoe lief het Jesus sy kerk. Kyk wat het hy opgeoffer vir sy kerk. En hoor dan, hoe praat mense dikwels vandag van die kerk? Hoe word die kerk bespot? Ek kan self die Bybel lees. Ek kan self bid. Ek het nie nodig om kerk toe te kom, dat dit daar vir my gedoen word nie.
En dit, terwyl die woord sê, moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly nie. Hoeveel keer het jy nie al gehoor iemand sê, die kerk kan my nie in die hemel bring of daar uithou nie. Dis reg, dit is so. Die kerk kan my nie in die hemel bring nie, die kerk kan my ook nie uit die hemel uithou nie. Want ek is reeds in die hemel. Op grond van Christus se kruisdood, die pad wat hy vir my oopgemaak het na God toe, dat hy in Johannes 14 sê, ek het vir julle gaan plek gereed maak. Ek en jy het reeds 'n plek in die hemel, waaroor ons nie hoef te twyfel nie. Daarom kan die kerk my nie in die hemel bring of uit die hemel uithou nie. Ek kom kerk toe, omdat ek dankbaar is vir dit wat God vir my gegee het in Jesus Christus, 'n plek in die hemel. Ek kom kerk toe om te kan hoor hoe ek moet gaan lewe om 'n dankbare lewe te lei vir dit wat God alles vir my gegee het in Jesus Christus. Die kerk word die plek, al klink dit hoe vreemd, waar mense soms vir God gaan wegkruip. Ek gaan lewe nie soos wat hy dit van my vra nie. Ek toon nie liefde nie. Ek het vrede of ander mense swaar kry of nie, maar ek sorg daarom dat ek so nou en dan 'n Sondag in die kerk is. Dat ek so nou en dan iets van die gemeente bywoon, net om te kan sê, ek is deel van die kerk. Hoor hoe dink en praat mense oor die kerk, waarvoor Christus so lief is, dat hy sy lewe daarvoor afgelê het. As my en jou lewe iets van hierdie liefde van Christus vir sy kerk weerkaats, dan broers en susters, kan ons dit ons erns maak om te verseker dat daar eenheid in hierdie gemeente is, te midde van ons verskeidenheid. Hoe doen ons dit? Onthou, ek en jy hoef nie hierdie eenheid te gaan soek nie. Ek en jy hoef nie hierdie eenheid wat daar in die kerk is, te ontwikkel nie. Ons het gelees vanoggend, God het hierdie eenheid deur sy Gees reeds vir die kerk gegee. Ons het hierdie eenheid. Die opdrag wat ons het, is om hierdie eenheid te gaan handhaaf, om dit in stand te hou. God het deur sy Gees gawes gegee vir my en vir jou, maar hy het ook aan die kerk gawes gegee. En hierdie gawes moet ons gebruik om die eenheid wat hy reeds aan die kerk gegee het te handhaaf. Die skrywer van Efesiërs sê, doen dit deur in vrede met mekaar te lewe. Hoe doen ons dit? Hoe leef ons in vrede met mekaar? Ons is mense en soms dan hak ons maar met mekaar. Ons raak soms warm onder die kraag, want ons verskil van mekaar. Ons dink nie dieselfde nie. Ons doen nie dieselfde nie. Ons lyk nie dieselfde nie. En dit is die dinge wat maak dat die vrede in die kerk soms afwesig is. Hoe leef ons in vrede met mekaar? Om daardeur hierdie eenheid wat God aan die kerk gegee het, te handhaaf. Voordat die gelowiges opgeroep word in Efesiërs om in vrede met mekaar te lewe en so die eenheid in die kerk te handhaaf, word daar eers 'n ander oproep aan hulle gegee.
waaraan hulle gehoor moet gee. En ook hierdie oproep is gawes wat God deur sy Gees aan mense gee. En miskien dink ek en jy dat ons nie oor hierdie gawes waarvan hier gepraat word beskik nie. Deur die Gees van God toe te laat om jou lewe te lei, is hierdie gawes dinge wat jy kan besef vir jou ook beskore is. Dinge wat jy met die hulp van God ook kan kry en gaan uitleef. Die gelowiges word opgeroep, wees nederig en wees beskeie. Gee die eer vir wat ook al aan God, want dit is immers aan hom wie dit toekom. Dis hy wat aan jou genade betoon. Dis hy wat jou seën met gawes. Wat jy doen jy nie uit jou eie uit nie. Wees vriendelik. Wees geduldig met mekaar. Moenie dadelik kwaad word of wil beklei as jou opinie of jou mening nie gehoor word nie. Tree so op teenoor ander dat dit vir hulle lekker is en goed is om ook in jou teenwoordigheid te wees. En dan die belangrikste, verdra mekaar in liefde. Die liefde span die kroon oor hoe jy moet lewe. Lewe so, omdat jy lief is vir God en lief is vir mekaar. Kolossense 3 sê immers, dat dit hierdie liefde is, wat ons tot 'n volmaakte eenheid saambind. Wanneer julle vir mekaar lief is, en julle met die waarheid, met die woord van God besig hou, dan sal julle as een liggaam groei, na Christus toe, wat die hoof van hierdie liggaam is. En ons kan hierdie groei na Christus toe, kan ons vergelyk met 'n driehoek. Ons is hier aan die onderpunt. Ek op die een hoek en jy op die ander hoek. En Christus is op die boonste hoek. En soos wat ons nader beweeg na Christus toe, beweeg ek en jy ook nader na mekaar toe. Wanneer ons dan na Christus toe groei, vergeet ons ook nie van mekaar nie, maar kom ons ook al hoe nader aan mekaar. En ons moet mooi verstaan, broers en susters, dat ons die eenheid in die kerk, of die eenheid in ons gemeente, dat hierdie eenheid nie ons verskille van mekaar af wegneem nie. Die feit dat ons 'n eenheid is, maak nie nou dat ons skielik almal dieselfde gaan dink en dieselfde gaan doen en daar's geen verskille nie. Ons gaan nog steeds van mekaar verskil. Maar dis wanneer ons besef dat ons een is in Christus met al ons verskille, dat ons dan ook as 'n gesonde liggaam kan funksioneer. Elke lid van jou liggaam lyk anders as die volgende een. Het nie dieselfde funksie as die volgende een nie. Maar saam funksioneer dit as 'n gesonde liggaam. En wanneer een van daardie liggaamslede siek word, dan voel dit sommer of die hele liggaam siek is. Dieselfde met die kerk, die liggaam van Christus. Hoe meer ons as lidmate van mekaar verskil, ons verskille in harmonie met mekaar laat saamwerk, hoe hegter en hoe kragtiger word hierdie eenheid wat daar tussen ons bestaan. Hierdie eenheid wat alreeds 'n werklikheid is, want God het deur sy Gees hierdie eenheid aan die kerk gegee. En dan kan ons seker wees
dat hierdie eenheid wat God gegee het in hierdie gemeente, dat dit ook nie net 'n droom sal wees nie, maar dat dit 'n werklikheid kan wees in hierdie gemeente waarvan ons deel is. Ons het die eenheid. Ons is 'n gemeenskap van gelowiges, wat in sekere opsigte van mekaar verskil. Hoe hou ons dit in stand? Hoe pas ons hierdie eenheid wat daar is op? In die eerste plek, ek gaan nie van jou agter jou rug praat nie. Ek gaan nie van jou skinder nie. Want dit is om die eenheid in die kerk in twee te breek. Wanneer ek en jy 'n probleem met mekaar het, dan draai ons nie ons rug op mekaar en ons stap weg nie. Want so breek ons die eenheid in die kerk. Ons gaan doen wat Christus van ons gevra het. Ons praat met mekaar. En ons doen dit omdat ons broers en susters in die geloof is. En wanneer ons met mekaar praat oor 'n saak, kom ons wees geduldig. Kom ons gee vir mekaar ruimte dat ons saak kan stel en ons luister na mekaar. Ons hoef nie noodwendig oor alles saam te stem nie, maar kom ons bewaar hierdie eenheid deur mekaar nie te veroordeel nie. En dit kan alleen gebeur, broers en susters, wanneer die Heilige Gees deel van hierdie gemeente is. Ek en jy moet vir hom die ruimte gee om deel te word hiervan. Ons moenie met ons gedrag of met ons dryf om die heeltyd in beheer te wees, die Heilige Gees hier uitdryf nie, want dit kan ook gebeur. Jesus Christus het sy kerk oneindig en onbeskryflik lief. Hy het sy lewe afgelê vir sy kerk en hy het die Gees gegee as trooster ook vir sy kerk. Mag sy Gees ons help om te glo. Mag sy Gees ons help om nederig, vriendelik en geduldig met mekaar te wees. Maar bo alles mekaar lief te hê, want onthou, dis hierdie liefde wat ons tot 'n volmaakte eenheid saambind. En dan alleen sal daar eenheid in hierdie gemeente wees. En sal hierdie eenheid nie net 'n droom wees nie, maar sal dit vir ons 'n werklikheid wees, omdat ons deur die Gees van God laat lei. Hierdie Gees wat hy aan elkeen van ons gegee het, maar wat hy ook aan sy kerk gegee het. Mag hy ons deur sy Gees daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons een is met U. Ten spyte van ons verskille, ten spyte van die verskeidenheid wat daar bloot in hierdie gemeente bestaan, is ons almal een. Want elkeen van ons kan bely, ons glo in die drie-enige God, en dit maak van ons een. Dankie Here dat U ook aan U kerk eenheid gegee het as 'n gawe. Maar as gevolg van ons sondigheid en ons ongehoorsaamheid moet ons bely dat ons soms deur ons optrede hierdie eenheid laat skade ly. En daarom pleit ons by U Here deur U Gees vanoggend dat U aan ons die krag en die genade sal gee om hierdie eenheid te handhaaf, om dit te bewaar en dit op te pas, juis omdat dit vir ons so kosbaar is,
om as broers en susters in die geloof met mekaar te kan saamleef, mekaar se lief en leed te kan deel, mekaar te kan troos wanneer dit nodig is, en mekaar ook te bemoedig. Wil die Here deur die Gees by ons wees, elke oomblik van elke dag. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ons slotsang is gesang 434, daarvan al 3 die verse, en dan gaan ons bly staan vir die seëngroet, en ons wegsendingslid daarna is vonk 456, verse 1, 2 en 3. Die vonklied wat die wegsendingslid is vanoggend se melodie is nie moeilik nie, maar dit is so 'n bietjie onbekend, en daarom vra ek as ons daar kom by die wegsendingslid, dat Herman hom dalk 'n slag net eers vir ons deurspeel, en dan val ons in. Maar nou eers gesang 434, verse 1, 2 en 3. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.